Here, dankie vir die groot voorreg wat ons het om ook vandag hier by mekaar te kan wees. As 'n geloofsfamilie, as mense wat vir mekaar lief is, as mense wat gekom het met oop harte en 'n oop gemoed om ook te kom leer wat U vir ons vandag elkeen wil sê. Here, dankie dat ons U naam kan loof en prys en eer. Dankie dat ons kan veilig en warm wees hier in hierdie lieflike kerk wat ons het om ook hier te kan aanbid. En Here, ons dink aan elke ander persoon wat vanmôre koud kry daar waar hulle is of wat 'n moeilike aand gehad het. Ons dink aan die wat siek is en die wat nie die krag het wat ons het vir oggend om te kan doen wat ons doen nie. Here, ons bid dat U ons elkeen ryklik ook sal dra in hierdie preek, dat U ons gedagtes sal oopmaak, dat U ons U seën sal wys op ons lewe en dat ons in dankbaarheid voor U kan wees. Dankie ook vir die opdrag wat U vir ons gee. En Here, ons bid dat U vanmôre die woorde van hierdie preek in ons harte elkeen sal dit lewe. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goed, vandag is 'n sending Sondag en ek is baie opgewonde daaroor. Ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die groot opdrag. As jy nog nie gehoor het van die groot opdrag, ek gaan ons jou vandag leer wat dit is en dan gaan ek vandag vir jou mooi verduidelik hoe werk die groot opdrag en uit watter verskillende hoeke uit kan 'n mens dit sien en hoe dit ons help verstaan wat dit is wat die Here graag wil hê ons moet doen. So, dit alles begin by gehoorsaamheid en gehoorsaam wees. Nou, gehoorsaam wees is seker een van die belangrikste dinge wat ons moet regkry as 'n mens in ons lewe. Seker een van die eerste dinge wat ons moet regkry as 'n mens in die lewe, want anderster gaan dit sleg vir ons eindig. Gehoorsaamheid hou ons effektief baie veilig. Soos, bro, moenie jou vinger in die plak druk nie asseblief. Nee, so moenie 'n vinger in die plak druk nie. As ek gehoorsaam is aan daai opdrag, dan gaan ek lewe om nog 'n dag te sien. Maar gehoorsaamheid gaan verder as dit, nee. Dit gaan daaroor om gesonde roetines te vestig. Dit gaan daaroor om gedissiplineerd te wees. Dit gaan daaroor om opdragte te kan uitvoer en nou jou lewe op 'n bepaalde manier te kan struktureer. Gehoorsaamheid is nie altyd vir 'n mens lekker nie. Maar dit is iets wat 'n mens moet doen as gevolg van die omstandighede wat daar is, of die persone wat in gesag is, wat ook vir jou 'n opdrag gee. Ek dink nou aan myself, as 'n kind, nee, baie van julle kinders vandag, julle sal dit nie ken nie, maar ons TV's het so gelyk. Okay, wie van julle kan so 'n TV onthou? Okay. So, nou sê 'n kind, en daar's 'n lekker stoel. En jy sit in hierdie stoel en na die dag se rugby oefening en al die dinge lê jy nou net lekker in daai stoel en jy's gemaklik en jou gunsteling TV-program is op die TV. Nou, sê sy dogters, daai TV's het nie remotes gehad nie, jy was die remote. Nee, veral die jongste kind was die remote geweest. Dan sit jy nou net lekker en sê jou pa vir jou, Bram, sit asseblief oor na kanaal 4 toe. Dan moet jy nou gehoorsaam wees, jy moet opstaan van jou lekker posisie af. En jy moet gaan na die TV toe en jy moet van jou storie af dit draai na die aktuele program soos nuus of weer of wat ook al toe. En jy moet nou sit en luister na die oom en dit het jou glad nie geïnteresseer nie. So vir jou om die opdrag uit te voer was glad nie lekker nie, jy wou dit nie doen nie, dit was nie iets wat jy wou gekyk het nie en jy was al geforseer om my knoppie te draai op 'n program wat jy nie graag wil kyk nie. So niks in daai sin klink soos iets wat mens wil doen nie. Nee. So hoekom doen jy dit? Want jy's gehoorsaam. Dit word van jou verwag. Jou pa het jou opdrag gegee, hy het vir jou gesê, Bram, ek wil baie graag hê en jy moet vir my die TV dan nou verander en dan doen jy dit. En as jy dit nie gedoen het nie, dan was daar gevolge gewees vir die feit dat jy ongehoorsaam was aan jou pa. Maar jy doen dit want dit word van jou verwag. Mens besef dit nie altyd nie, maar gehoorsaamheid vorm 'n mens se lewe op 'n bepaalde manier. Omdat jy sekere dissipline nakom, lyk jou lewe op 'n sekere manier. Omdat jy sekere roetines nakom en jou ma gehoorsaam is of jy sê borsel jou tande voordat jy uit die huis uit gaan, kan sekere mense nader aan jou kom as wat hulle verder van jou af sal beweeg. Jy weet, omdat jy sekere opdragte uitvoer, het jou lewe het 'n spesifieke kleur wat hy aanneem, as gevolg van die feit dat jy gehoorsaam was en jou lewe effektief die struktuur aangeneem het,
van al hierdie verskillende dissiplines en opdragte en riglyne wat jy aan gehoorsaam is en uitvoer. Nou, ek en jy het 'n Bybel. En hierdie Bybel gee vir ons geestelike roetines, geestelike riglyne, geestelike raamwerke wat van ons gehoorsaamheid vereis. Wat vir ons sê hieraan behoort jy gehoorsaam te wees. En jou lewe gaan dan op 'n spesifieke manier lyk omdat jy gehoorsaam is aan die riglyne wat die Bybel vir jou gee. Daarom wanneer mense jou sien, sal hulle sê, so hierdie persoon is 'n Christen. Ek sê altyd mense, jy moet so lewe, nê, dat jou lewe wys jy's 'n Christen. Dat as iemand die dag agterkom en hoor, okay, jy is 'n Christen, moet hulle sê, okay, ja, dit maak sin, nê, hierdie persoon lewe so nou aanvaar ek ook, hy is 'n Christen, hy ken vir Jesus. So jou lewe word gebou rondom hierdie riglyne wat vir jou gegee word. Nou ons weet mos 'n gehoorsaamheid kom van gesagsfigure af, nê. Jou ouers, jou onderwysers, die landswette, al hierdie plekke, dit gee vir jou riglyne om te lewe. En die Bybel is ons gesagsboek, dis ons gesagsbron wat vir ons wys wat sê die Here vir ons hoe ons lewe behoort te lyk. En daarom is ons Bybel altyd sentraal in prediking en woordverkondiging en al die tipe van dinge. In die Bybel is daar ook spesifieke opdragte. Iets wat vir ons gesê word om te doen. En een van hierdie grootste opdragte wat ons het, wat ons kry ons direk van Jesus Christus af. En dit sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dit is so 'n groot opdrag, al 3 evangelies het vir ons dit gesê, Matteus, Markus en Lukas. En ons lees die uitwerking daarvan in Handelinge. So hierdie is 'n groot opdrag. Nou ek weet nie vir julle nie, maar ek het myself nog altyd as 'n gehoorsame mens beskou. As ek opdragte gekry het, het ek dit graag gedoen. En dan voel mens ook lekker wanneer jy dinge doen en uitleef en gedissiplineerd is en jy is trots want iemand is trots op jou. En dan op die ou einde van die dag, nê, gebeur dit dat Jesus jou opdrag gee. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil baie graag vir Jesus trots maak. Ek wil baie graag die job wat hy vir my gegee het, dit wat hy vir my toevertrou het, ek wil dit baie graag gaan uitleef. Ek wil dit baie graag doen, ek weet nie van julle nie, maar dit is wat ek graag wil doen. Nou ons gaan vandag in al die evangelies gou lees, wat sê Jesus vir ons om te doen. En dan gaan ons kyk wat elkeen spesifiek vir ons sê om te doen. Want julle sal sien as jy dit so met die oogopslag lees, dan klink dit alles dieselfde. Maar die oomblik wat jy 'n bietjie dieper kyk, dan verander dit 'n bietjie en dan help dit ons verstaan wat is hierdie werk wat Jesus vir ons gee. So ons lees in Matteus 28 vers 19 en 20, die eerste gedeelte van 20, die groot sending opdrag, daar sou staan, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Markus 16 vers 15 sê, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. En Lukas 24 vers 46 tot 48 sê, verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af verder. Julle is getuies van hierdie dinge. Soos julle nou gesien het, dit kom baie duidelik deur dat Jesus sê, gaan na al die nasies toe en vertel hulle van Jesus, verkondig aan hulle aan die boodskap van genade, leer hulle, onderrig hulle en help hulle verstaan hoe wonderlik hierdie ook vir hulle lewe is. Nou, in die hart van die groot opdrag, ons noem dit definitief die groot opdrag, dis sy naam, in die hart daarvan lê die feit dat ons iets spesiaals moet deel. Nou ek gaan net vir 'n paar kinders vra om net vir my vorentoe te kom. Delinda, jy kan kom en Jonica en Bernay en die 2 terblaansies, julle kan opkom. Wil jy ook gekom kom? So. Ek wil net seker maak ek het genoeg chocolates. Hierdie is vir julle ook goed, nê? Abby,
Kom jy ook gou vorentoe asseblief, dankie. Daar sê, en ek dink ons het nog genoeg vir Tyler ook, daar sê, kom gou. Alright, julle, kom staan gee by my, okay. Kom ons kyk of ek genoeg het. Alright. Nou, hierdie dis altyd skepties, daar sê, kom gou. Okay, Amelia, jy's welkom, okay, ek glo ek het genoeg vir almal, okay. So, dis altyd 'n moeilike ding as jy vir kinders 'n vraag vra, want jy hoop hulle sê ja, maar kom ons kyk. Hou julle van chocolate? Is julle seker? Okay. So, as ek nou vandag vir julle 'n chocolate gee, gaan julle baie daarvan hou, nê? Dit gaan lekker wees. Is julle in blyheid vorentoe gekom? Ja, okay. So, wanneer ons Jesus in ons lewe inkry, is dit so spesiaal soos ek vandag vir jou sjokolade gee. Dis iets wat jy in jou lewe het. Dis iets wat spesiaal is en is lekker, nê? As jy een chocolate geëet het, wil jy altyd nog hê, nê, Brenay? Ja. Een is nooit genoeg nie. So pak ek bak hom klaar op my eie. So, jy weet, dan slaap ek vir 'n dag. So, dis altyd lekker om 'n sjokolade te hê. En dis iets wat jy spesiaal kry, nê? Nou baie van julle wat hierso is, julle het al Jesus in julle hartjies gekry. Jy vroeg, mamma en pappa het al vir julle Bybel gelees voordat julle nog kon eers hoor wat hulle gesê het, nê? So julle het al hierdie wonderlike liefde en vergifnis van Jesus gekry nog voordat julle eers kon verstaan wat dit is. En baie van julle is al gedoop ook en julle het daai liefde en daai genade en geskenk gekry, nê? Dis so cool soos ek wat nou vanoggend vir jou 'n sjokolade gaan gee. So, ek gaan nou vir jou chokkie gee. So jy kan hom so vashou en hou hom net daar vir my in jou hand vas. En dis my baie belangrik dat jy hierdie chocolate hou hom in hierdie hand vas, net die hand wat ek kom insit. Okay. Dis my baie belangrik dat jy moet leer dat hierdie sjokolade, okay, is joune. Okay, soos die evangelie ook vir jou gegee word, dis joune. Is dit lekker om te weet jy het 'n chocolate gekry? Nee, dis wonderlik. En dis iets wat vir jou gegee is, dit maak jou spesiaal. Maar nou gaan ek vir julle nog 'n sjokolade gee. Hoe cool is dit? Hoe voel julle daaroor, Bernetjie? Is dit lekker? Okay. Maar hierdie sjokolade moet jy vir iemand anders gaan gee. Want jy wil ook hê hulle moet saam met jou dit geniet om 'n sjokolade te eet. Dis nou lekker om 'n sjokolade te eet, nee, maar dit is lekker as jy en jou maatjie saam 'n sjokolade kan eet, nê. As iemand saam met jy kan sê dis lekker, nê. So dit is wat Jesus vir ons vra om te doen. Hy sê vir ons, ek het vir jou die evangelie gegee. Jy besef hoe wonderlik en hoe fantasties en hoe awesome dit is en hoe lekker dit is om Jesus se liefde te hê en hoe lekker is dit om vergewe te wees en hoe lekker is dit om naby Jesus te lewe, nê? Maar hy sê vir jou, al wat jy moet doen is, gaan deel dit met iemand anders. Gaan vertel vir iemand hoe lekker dit is om 'n kind van Jesus te wees. Dis mos nou maklik, nê? So, ek gaan hierdie in jou ander hand sit. Ek sit hom in jou ander hand vir jou neer. En dan hou jy hulle net vir my vas. Okay. Daar sê. Mooi. Het jy twee van dieselfde gekry? Okay. Right. Hier is vir jou nog eenetjie. Okay. Dit lyk vir my ek het daarom genoeg chokkies. Right, julle kan so vashou. Kom ons kyk, ek het nog 'n paar chokkies. Ruben, jy in die jokkie gaan kom kry gou vir julle nie. Kylen, jy kan kom. Daar sê. Waar stuur vir my, kom die twee Nelly. Julle kan kom. Right. Kom ons maak seker ons het genoeg. Daar sê, een is vir jou en een is vir iemand anders. Een is vir jou en een is vir iemand anderster. Daar is vir iemand anders. Vir jou en iemand anders. Vir jou en iemand anders. Daar sê julle twee. Vir jou en iemand anders. Vir jou en iemand anders. Goed. So, wat julle nou gaan doen is, julle gaan nou in die kerk ingaan, okay? En julle gaan iemand kies vir wie jy jou ander chocolate gaan gee. Maar dit mag nie jou pappa of jou mamma wees of iemand wat jy ken nie. Julle kan net hoop iemand anders ken julle nie. Okay, so ek gaan tot by 3 tel. Dan gaan julle gou-gou. Annie,
wil jy nie vir my op gaan boontoe, dat ons hulle ook insluit nie, asseblief. Okay, en Delinda sê jy saam met hom boontoe gaan, daar iemand gee. Okay, so ek gaan tel dit by 3, dan gaan julle gou in die kerk in, en dan gaan gee julle vir iemand die ander chocolate, en jy sê net vir hulle, jy geniet dit saam met my. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, en julle het 10 sekondes om dit te doen. 10, 9, 8, 7. Het jy al uitgedeel? Jy kan, as jy uitgedeel het, kan jy weer gaan sit. Okay, dan kan jy jou chocolate gaan eet. 6, 5, 4. Wie het nie gekry, ja? Okay. Kom ons kyk, hierso was dit vir my 'n bietjie min geweest. Daar sê, julle. Kim, vandag gee ek vir jou ook sommer eenetjie. Daar sê. Okay, dis dit. As jy nie 'n chocolate gekry het nie, ek is verskriklik jammer. My pa het altyd 'n kindermoment waar hy preek, en dan koop hy nou so 'n pakkie, en dan kom sit die kinders nou voor hom, en miskien is daar nou 4 of 5 kinders. So wat moet gebeur is, hulle antwoord hom reg, dan kry hulle nou 'n chokkie. So net, jy kan nou dink, so 'n pak gaan 'n maand hou, jy het 4, 5 kinders. Nee, aan die einde van die preek, dan so in die bakkie nou daar, voor my pa van die kans afklim met die belydensklas, al die sweetslaag geëet. En dan sê hy, nee, ons het niks gekry nie. Julle, en eintlik in hierdie kindermoment, is die groot opdrag vasgevang. Alles wat ek nou vir julle gaan vertel, is ekstra inligting, om jou te help verstaan, presies wat is dit wat Jesus vir ons wil sê. Maar in die oë van kinders, kon ons die simplisiteit en die eenvoud van dit wat Jesus ons roep om te doen verstaan. Dis nie eenvoudig soos, ek het iets wonderlik van God ontvang, en ek wil hom ek wil dit bitter graag deel met ander mense. Dis daai ding van, my vriend, jy moet gaan proe die nuwe hamburger by Steers, dis so lekker, gaan maak 'n draai daar, moenie verbyry nie, kry dit, of jy koop dit vir hom en jy sê proe. Maar so 'n ding van, ek het iets beleef, ek wil hê jy moet dit ook beleef. Nou as ons 'n bietjie dieper kyk na hierdie tekste, ek gaan nou by Lukas begin, en ek gaan opgaan na Matteus toe, dan lees ons 'n paar baie interessante dinge raak, en kan ons eintlik agterkom, dat die tekste wel asof, omdat dit klink wel op die oppervlakte, of dit baie dieselfde is. Maar as ons bietjie dieper kyk, dan sien ons daar's tog verskille, en belangrike verskille, wat ons kan na herken. As ons gaan begin by Lukas. Nou vir Lukas was Jerusalem verskriklik belangrik geweest. Ek sal nou vir julle vertel, maar dit is 'n ding van alle paaie lei na Jerusalem toe vir Lukas. En so Lukas laat hierdie in Jerusalem afspeel, net vir Jesus se hemelvaart, en hy anker dit baie sterk aan die skrifvervulling in die Ou Testament. As jy lees wat sê Lukas 24 vers 44, net so voor die opdrag, sê Jesus, daarna het hy vir hulle gesê, dit is die betekenis van die woord wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Okay, hierdie gedeelte is vir ons krities belangrik, want dit sê vir ons, die verkondiging wat ons het van Jesus, is nie net 'n gevolg van die gebeure wat met Jesus plaasgevind het nie. Dis van die begin af reeds so bestem om so te wees. Dis reeds deel van God se ewigheidsverlossingsplan, van die begin af. So toe Jesus gestuur is aarde toe, was hy gestuur reeds met die plan dat ons op die einde van Jesus sou verkondig. Dis nie iets wat randomly gebeur het, en nou vertel ons mense daarvan nie. Dit vorm deel letterlik van die begin van God se werk met mense af, van Moses af, al hierdie teks wat oor Jesus gesê is, vorm dit deel. So wil Lukas gesag gee aan die feit dat ons van Jesus moet verkondig. Dat dit nie net iets is wat gebeur het nie, of 'n gevolg is nie, maar 'n deel is van die ewigheidsplan. Nou gaan ek so 'n bietjie dieper gaan met julle, en dis nou baie interessant. Dis 'n woord. Nou as jy op daai bord kyk, dan gaan jy nou nie noodwendig verstaan wat daar staan nie. Dis in Grieks geskryf, en dit is die Griekse woord vir bekering. So vir Lukas is bekering en vergifnis ongelooflik sentraal tot wat hy sê. Mense moet bekeer,
en hulle word vergewe, maar bekering in ons taal, sien ons bekering baie keer as iets wat ek doen, omdat ek nou in Jesus glo. So ek bekeer en ek glo nou in Jesus. Maar die woord wat in Grieks gebruik word vir bekering, is die woord spesifiek daar, is metanoia. So daar staan metanoia, so as julle wil geweet het, daai is 'n M in Grieks, metanoia. So, as jy luister na die eerste woord, dan staan daar meta. Nou, as jy ooit gehoor het van metamorfose, metamorphosis, daar kom hy vandaan, so dis hoekom ek vir jou die vlinder gegee het. Iets wat 'n metamorphosis deurgegaan het, of metamorfose ondergaan het, is iets heeltemal nie. Is iets wat totaal verander het, totaal getransformeer het. So, as ons gaan en ons kry mense om te bekeer, dan gee ons mense die kans om hulle lewe te transformeer. Meer as dit, metanoia was geassosieer aan 'n woord in die Romeinse kultuur van, ek besef, ek is nou op die verkeerde pad, ek korrigeer my roete en ek gaan weer op die regte pad. Klink dit vir julle bekend, nê? So ook leer ons met metanoia beteken dit, ek besef, my lewe is nie reg ingerig nie. Ek besef, my lewe is nie goed nie. Ek besef, my lewe is op die regte pad nie. Nou kry ek die kans om my lewe te transformeer. My roete van my lewe te verander. Om op die regte pad te kom. En ek kan dit doen deur die vergifnis van Jesus, wat dit vir my moontlik maak. Nou Lukas gaan, en hierdie is 'n sentrale tema vir my, jy gaan kyk, Lukas 15, julle almal ken die storie van die verlore seun, nê? Die verlore seun se lewe was op 'n verkeerde pad. Toe kry hy 'n metanoia, 'n bekering, hy besef, ek kan nie op hierdie pad aangaan nie. En hy gaan terug na sy pa toe en hy sê, as ek tog net 'n huurling by u kan wees, om te sê, ek is nou minder as wat ek was, as gevolg van my sonde. En sy pa sê vir hom, jy's my kind, en hy ontvang hom en sy vergifnis herstel hom in sy eer. En dit is wat Lukas vir ons sê, ons moet die wêreld ingaan, en ons het mense help besef, hierdie pad waarop hulle is nie die regte pad nie. Kom ons korrigeer die roete, en jy kan deur die vergifnis van Jesus Christus. Ons is getuies daarvan. En nou as jy in die hof 'n getuienis gaan aflê, hoef jy nie die storie op te maak nie. Al wat jy hoef te doen is die feite weergee. Lukas sê vir ons, jy moet gaan en jy moet feitelik gaan vertel en vir mense help verstaan wat die vergifnis is van Jesus Christus wat hulle het en hoe om hulle lewe te kan korrigeer en op die regte pad te bring. Interessant in Lukas is dat Jerusalem vir hom altyd sentraal staan. So, all roads lead to Jerusalem in die evangelie. Alles gaan rondom Jerusalem, is gesentreer rondom Jerusalem. En ons sê, Lukas het Handelinge ook geskryf. Daar's baie sterk bewyse dat Lukas Handelinge geskryf het. So alle paaie in Handelinge gaan vanuit Jerusalem uit. So jy sal hoor, van Jerusalem af verder. En vir ons beteken dit, sending begin hier, nou. In hierdie kerk, in Wildepark, in Helderkruin, in Pinehaven, waar ook al jy bly, in Krugersdorp, dit begin daar, en dan kring dit uit, na die uithoeke van die wêreld. Dit is wat ons leer by Lukas. Markus het 'n baie groter gedeelte geskryf, ek haal nou 'n stukkie uit, né? Maar hy het 'n awesome ding gedoen. Dis regtig wonderlik, ek kan nie dink jy kan so baie sê oor hierdie paar verse nie, maar Markus het dit in 'n kosmiese plek geskep. Hy het gesê die hele skepping, alles wat daar is, die hele mensdom. Daar's 'n baie spesifieke Griekse woord wat hy gebruik, paseidekitsei, wat sê, wat basically gaan oor die hele, alles wat bestaan, die hele skepping, moet hoor van die woord van Jesus Christus. Dit beteken, geen ding het ontstaan sonder God nie. Alles behoort aan God. Alles is in hom en deur hom en tot hom, en alles wat bestaan, tot die uithoeke van die heelal, moet hoor, Jesus is die Here. Jy moet weet, jou lewe behoort aan
hom. Nou, hierdie gedeelte gaan verder om te sê, maar hoe moet hulle hoor? Jy moet verkondig. En die verkondiging deel is nou vir my baie interessant gewees. Kan ek gou by julle hoor? Wie van julle weet wat is 'n hierhoud? Wie weet wat is 'n hierhoud? Enige iemand in hierdie kerk, weet jy wat 'n hierhoud? Moenie bekommerd wees nie, ek is saam met julle. Het jy ooit gehoor van 'n herald? 'n Herald. So, daai ou wat gestaan het en geproklameer het op die stadsplein, noem ons in Afrikaans 'n hierhoud. Hy het gesê, die koning sê, en dan maak hy 'n koninklike dekreet oop, en dan lees hy hom. Nou daar's 'n spesifieke werkwoord, kiraigatei, wat daar so bo staan, praat van die tipe verkondiging wat ons moet hê. So ons moet vir die heelal gaan vertel van Jesus. Maar hoe moet ons die heelal van Jesus vertel? Op grond van die feit dat ons kiraigatei het, dat ons dit moet uitbesyn as 'n dekreet aan mense. Nou hieruit het gegaan en hy het vir mense 'n koninklike dekreet voorgelees. En effektief was daai persoon die vergestaltwording van die koning daar. Hy was letterlik die koning in daai oomblik waar hy dit voorgelees het. Hy het die koning verteenwoordig. En mense wat gehoor het wat die hierhoud gesê het, moes hulle lewe daarvolgens inrig. Hoe ongelooflik korreleer dit nie met wat die Here vir ons vra om te doen nie. Hy sê eers vir ons, jy gaan my verteenwoordiger wees in hierdie wêreld. Mense gaan Jesus in jou sien. Hulle gaan, soos jy die chocolates uitgedeel het, jy gaan en jy gee iets vir iemand, nê. Mense met Jesus in jou sien, want jy is my verteenwoordiger. Jy is my hande en my voete in hierdie wêreld, en deur jou gaan ek my wil bekend maak. En dan natuurlik is die volgende ding wat ons het, is die boodskap van 'n hierhoud het altyd reaksie gevra. So as mense gesê het, luister, die koning gesê het, in hierdie koninklike dekreet gaan almal 2 keer links en 1 keer regs loop. Okay. So, dan moes almal gaan so loop. Hulle het die reaksie gevra, of jy nou daarvan gehou het of nie, jy moes dit nou maar gedoen het, jy weet. Imagine. Jy weet, dit het gebeur. Dit vra reaksie van jou. Die boodskap van Jesus Christus en die evangelie laat niemand neutraal nie. Jy kan nie hoor wat die Here vir jou sê nie. Jy kan nie hierdie boodskap van verandering, verlossing, vergifnis en genade hoor en dit raak nie jou lewe aan nie. Dit vra reaksie op jou. En of 'n reaksie 'n teenstem is en of dit nie is nie, dit vra reaksie. Party mense wil teen dit gaan. Dis ook 'n reaksie. Maar meeste mense wat dit hoor, word sy lewe ingrypend verander. En dit vra dat jy jou lewe sal aanpas volgens dit wat die koning vir jou bekend maak. Want ons Jesus is die koning en ons is die boodskappers. Die laaste een is, dit moet uitgespreek word. Hierdie ouetjie, hierhoud wat hierso staan, wat nou gesê het, hoor, die koning sê, as hy die koninklike dekreet ontvang, en hy bær hom onder sy bed, dan beteken daai koninklike dekreet nie baie nie, nê. En vervul hy eintlik ook nie sy posisie en sy rol nie. Ons het dit ook gekry. Ons moet na al die nasies toe gaan, en die stem van koning Jesus hard laat klink, en dat die hele wêreld kan hoor wat is dit wat hy ook vir ons gee om vir die wêreld te leer. Dis baie interessant, nê. Een woord wat vir ons soveel diepte kan gee oor hoe lyk hierdie verkondiging. Dis nie net gaan praat nie. Jy's 'n verteenwoordiger. Jy moet uitgaan en jy moet dit gaan doen. Daar's 'n verantwoordelikheid op jou. Jy het gesag binne in hierdie verkondiging. Dit is wonderlik om te weet dat dit ook is waartoe die Here ons roep. Maar nou weet julle almal wat 'n hierhoud is. En dit is daai ouetjie wat daar so staan. Goed, dan Matteus. As ons na Matteus kyk, dan lees ons Matteus sit nou weer hierdie dan laat hierdie afspeel basies in berge, nê. Want vir Matteus, en dis berge natuurlik rondom Jerusalem, maar vir Matteus het dit gegaan oor 'n berg het 'n plek, was 'n plek van gesag gewees en is 'n plek van openbaring gewees. So, ons kan nou dink aan die bergpredikasie wat ons in Matteus ook lees. So vir Matteus is hierdie
Hy het dit vir ons tussen berge gesit, want hierdie is proper belangrik vir ons om te hoor. Maar daar's 'n hoofwerkwoord. Nie so kom ek weer by die woordjies uit, nee, maar dit is belangrik om hierdie te hoor. Die hoofwerkwoord wat sê maak disippels is in 'n bevelvorm geskryf. Ons noem dit in Grieks 'n imperatief. Hy sê nie vir ons gaan maak disippels as jy lus het nie. Hy sê nie vir ons as jy voel dat jy genoeg krag het, maak disippels nie. Dis 'n beveel. God sê gaan maak disippels. En ons moet sê ja meneer. Dis hoekom ek hierdie man van die vloot daar het om te sê hy het 'n bevel wat hy moet uitvoer. En ons almal weet in 'n weermag voer jy bevele uit, beveel gegee word, maak dit nie altyd vir jou sin nie, want jy is een tussen 1000. En as al 1000 bymekaar kom, werk die plan. Maar as iemand nie hulle werk doen nie, dan val die plan. En daarom is dit belangrik om gehoorsaam ten alle tye te wees. En God gee ons 'n bevel. Hy sê gaan maak disippels. En ek praat nou van gaan ook, maar met gel is die deelwoorde wat dit opmaak. Gaan, jy's gestuur. Doop, jy moet mense inlyf en hulle deel maak van 'n nuwe identiteit. Leer, help hulle om die Christelike riglyne van hulle lewe te kan verstaan en te kan uitleef. Om die Christelike etiek te kan wees. So dit beteken, ons kan nie net gaan en vir mense sê, hey Dorette, ken jy Jesus? As hy sê nee, dan sê hy, jy moet 'n plan maak, hè. Dis nie wat Jesus ons roep om te doen nie. Hy sê vir ons, gaan, ek stuur jou, gaan vra vir Dorette, ken sy Jesus? As hy sê nee, dan sê hy vir haar, kom ek vertel jou van Jesus, en ek maak jou deel, en ek gaan jou 'n teken gee wat sê jy is deel, en dan gaan ek jou leer hoe om deel te wees. Dis wat die Here ons roep om te doen, in Matteus 28. 'n baie belangrike deel wat hy mee afsluit, is om die gehoor te sê, gaan na al die nasies toe. Nou vir ons, nou is dit al 'n bietjie makliker om dit te hoor, maar vir 'n Joodse Christelike omgewing, wat almal eksklusief geleef het. Dit was altyd ons wat die volk wat gered is, en die heidene. So alles wat buite die wêreld was in buite hulle tradisie en hulle geloof was heidens, en jy het nie daar gekarring nie, want dan het jy jouself gekontamineer. En nou sê Jesus, gaan na al die nasies toe. Maak nie saak of hulle jou ongemaklik maak nie, maak nie saak of hulle anders as jy is nie, maak nie saak of hulle nie jou selfe taal praat as jy nie, maak nie saak wie dit is nie, gaan na al die nasies toe, en verkondig vir hulle, dat Jesus die Here is. Maak hulle disippels, beteken, leer hulle in 'n Christelike lewenswyse, doop hulle, gee hulle 'n nuwe identiteit, en help hulle om te lewe binne in hierdie nuwe identiteit. En daar het julle dit nou. 3 verse wat op die oog af amper presies dieselfde klink. Wat as ons dit 'n oomblik dieper gaan bestudeer, elkeen iets anders vir ons leer. En vir ons 'n ander hoek gee van hierdie ongelooflike sending opdrag wat ons ontvang het. As ek dit nou so 'n bietjie vir julle opsom, dan het ek so 4 hoofpunte wat ek graag vir julle wil lees. Dis nou as ek 'n bietjie van hierdie inligting bymekaar sit en vir ons in 'n pakkie sit. Dan staan dit, gaan na al die nasies toe, na die hele skepping toe. Nie net na mense met wie jy gemaklik is nie. En moenie vergeet nie, dat sending nie altyd ver is nie, maar dit begin reeds waar jy nou is, van Jerusalem af verder. Van hier af moet jy vir almal wat jy teekom, wys wie Jesus is en van Jesus vertel. Gaan na al die nasies toe. Dis 'n opdrag van die Here. Dis 'n bevel wat hy vir ons gegee het. Iets wat hy spesiaal vir ons gegee het om te doen. Dit is ook nie net 'n opdrag nie van Jesus af nie, maar dit vorm deel van God se ewige verlossingsplan. En jy vorm deel van dit wanneer jy iemand van Jesus vertel. Gaan na al die nasies toe om wat te doen? Om van Jesus te vertel, te leer wat die koning se wil is en hulle te help om hulle lewe te transformeer. Wat moontlik is deur die
vergifnis van Jesus Christus. Gaan na al die nasies toe. Maak hulle offisieel deel van ons Christelike familie, deur hulle 'n nuwe identiteit te gee, deur hulle te doop, en vir hulle 'n plek te gee waar hulle kan tuiskom, die huis van die Here. As ons al hierdie dinge doen, is ons gehoorsaam aan Jesus se opdrag, en kan ons lewe lyk soos wat hy behoort te lyk, omdat ons nie net binne die reëls en regulasies ook van die Bybel leef nie, maar omdat ons ook die opdragte van Jesus realiseer. As ons dit doen, kan ons God se droom vir die wêreld realiseer, en dit is dat geen mens verlore sal gaan nie, maar dat almal gered sal word, omdat almal die woord van Jesus aanroep. Ons het 'n woord in die kerk vir hierdie wat ek vandag vir julle gesê het en van vertel het. Ons noem dit sending. En dis wat ons vandag vier. Ons vier vandag Sending Sondag. Die feit dat hierdie gemeente erns maak met die roeping wat die Here op ons lewens en ook op ons gemeente gesit het, om sy woord uit te dra. Ons vier vandag ons kerk se gehoorsaamheid aan God se opdrag, deur om Sending Sondag te vier. Ons het 'n bediening in die gemeente, ons noem dit sendingbediening, is 'n baie sterk arm van die kerk, wat vir ons baie spesiaal is, waarin ons almal deel het aan hierdie opdrag, op 'n offisiële manier. En hulle het so ietsie, wat hulle vanoggend ook met julle wil deel. Het julle die klank aangesit? Okay. Goeiemôre, liewe gemeente. Dis sendingweek. Dankie vir die voorreg om vandag 'n oorsig van getuienisbediening se werksaamhede oor die afgelope 2025-2026 geloofsofferbelofte jaar met julle te kan deel. Ek stel graag aan julle bekend getuienisbediening se bestuur. Dominee Braam, ons leraar, Hans Kleinans, die voorsitter, en Raylien Kleinans, die tesourier. Getuienisbediening se fokusareas is die beplanning, die bestuur van die geloofsofferbelofte projek, sendingondersteuning, finansiëel sowel as morele bystand, ons loods gemeente uitreike, heel gedeeltelik bediening inisiatiewe, ons loods die getuienisweek, reël vir gassprekers en fasiliteerders vir toeristingsgeleenthede. Ons doen ook die aankope van Bybels en Christelike literatuur vir die verspreiding daarvan. Ons gee ook donasies vir sendingorganisasies en versendinginisiatiewe. Volgespreid gemeente ondersteun tans 4 sendelinge. Die uitgawes beloop R98.000. Ons ondersteun vir Jacob en Maria Chesanda van Mozambique, Pieter en Julie Klokwa van the House of Praise Ministries, Kobus Viljoen van Child Evangelism Fellowship, Paul en Yvonne Hatting van New Beginning Ministries, wat verantwoordelik is vir die tonkbediening. Het is ook ons voorreg om gemeenteinisiatiewe gedeeltelik in samewerking met ander bedieninge te borg. Die uitgawe beloop R11.821. Julle sou onthou met verlede jaar se sendingontbyt het ons lekker saam met Stefaans Kutse gekuier, wat gevangenisstraf uitgedien het. Hy het ons kom vertel van sy kinderjare en die moeilike tye wat hy deurgegaan het, en hoe die Here hom nou weer herstel het. Hy is nou tans, is hy 'n skrywer en 'n radioomroeper. Dit was 'n wonderlike geleentheid wat ons saam kon geniet het, en die uitgawe was R9.635. Getuienisbedieninge het R6.760 sover al bestee aan Bybels en Christelike literatuur vir uitreikinisiatiewe. Die hoogtepunt van die jaar was natuurlik die Roosendaal gemeente uitreik. Ek glo ons elkeen het met iets weggestap wat ons vir baie, baie lank sal onthou. Dank ook vir julle onbaatsigtige betrokkenheid en die omgee gesindheid wat elkeen van julle geopenbaar het tydens die uitreik. Dit wat nog lank in die harte van Roosendaal, gemeentelede,
kleuterskooltjie en die kindertjies en ouers gekoester sal word. Die Here het ons fokus verskuif na 'n gemeenteuitreik om Roosendaal gemeente en kleuterskool se behoeftes aan te spreek. Wat 'n manneontbyt in Senekal sou gewees het, het verander na 'n gemeenteuitreik in Roosendaal. Ons elkeen kan bevestig ons het die Here se hand hierin gesien. Die gemeente en kleuterskool van Roosendaal se behoeftes is in oorvloed geseën met vele skenkings vanuit Wilgespreid gemeente, waaroor ons ontsettend dankbaar is. Al die lof en eer aan ons hemelse Vader, Jesus Christus, wat die geleentheid vir ons moontlik gemaak het, deur sy hande en voete te kon wees. Die terugvoer van pastoor Joseph Cantini aan Roosendaal gemeente is: Good morning. It was a blessing to be with you yesterday. What you did to our community was so amazing, and it impacted many lives positively. Thank you so much. May God bless and keep you. Die terugvoer van pastoor John Matule: Hallelujah to our Lord and King for binding us together in His love, to build His kingdom in our beautiful nation. God will not forget your charity and generosity towards His people. Your sons and daughters will reap the reward of His faithfulness to His promises. My love for you all has overtaken my heart. Die uitgawe was R14.198. Ons gemeente was in die bevoorregte posisie om ander insette organisasies te help met hulle eie uitreik-inisiatiewe. Ons het ook Bybels ontvang as 'n skenking van ander Bybelorganisasies en al wat ons moes gedoen het, was om koerierkoste te betaal daarvoor. Die uitgawes beloop R6.400. Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om ons opregte dank uit te spreek aan elke donateur wat finansiëel bydra tot sendinggerigtheid, deur getrou hulle geloofsofferbelofte na te kom en gehoorsaam daardeur Jesus Christus se groot opdrag. En in 1 vers 8, en word medewerkers aan die uitdra van die evangelie. Sonder julle sal hierdie geleenthede nie moontlik wees nie. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here, dankie dat ons ook kan deelneem aan U sendingwerk. Dankie dat ons ook saam kan wees in hierdie wêreld, saam kan staan as geloofsgemeenskap. Here, baie dankie dat ons ook vandag kan ook hierdie gemeente en die sendingwerk wat uit hierdie gemeente uitkom, of dit nou op 'n persoonlike lidmaat vlak is en of dit nou deur ons bediening is, dat ons dit kan vra dat U dit ryklik sal seën. Here, ons bid dat U asseblief ook die sendelinge wat ons ondersteun sal seën en bewaar en beskerm. Ons bid dat U elke sendingorganisasie wat die goeie werk doen in die wêreld sal bewaar en beskerm. Ook die wat in moeilike omstandighede is, daar waar hulle lewe selfs bedreig word. Here, dankie dat ons vandag aan die einde van 'n jaar kan sê dankie vir al die wonderlike dinge wat U ook deur hierdie gemeente gedoen het in sending of wat sending betref. En ons vra U seën ook vorentoe dat U die gemeente se werk met sending sal seën en ryklik sal seën. Here, dankie dat ons kon stil staan by hierdie opdrag en dankie dat U hierdie opdrag aan ons toevertrou vandag. En dat help ons asseblief om met opregte harte en 'n oop gemoed dit in hierdie wêreld te gaan uitleef. Ons bid dit U naam alleen. Amen. Goed. So, nou is die vraag, hoe kan jy deelneem aan ons gemeente se sendingwerk? En daar is 5 opsies vir jou om deel te neem. Die eerste opsie is, daar waar jy is, kan jy vir Jesus vertel. Want elkeen van ons is 'n sendeling in ons eie reg. Daar waar jy is, ken jy die mense die beste, en daar waar jy is, kan jy die maklikste met iemand gesels oor Jesus en hulle help om op die regte pad te kom. Tweede ding wat jy kan doen is jy kan bid vir die gemeente se sendingwerk. Dit wat ons individueel doen, daar waar ons is, maar dit wat ook uit die gemeente uitgaan, soos julle nou gesien het, daar's literatuur wat uitgaan, daar's Bybels wat versprei word, daar's mense wat bereik word, daar's sendelinge op plekke waar ons nie noodwendig altyd kan wees nie. Ons kan bid vir hulle.
Die derde ding wat jy kan doen is jy kan saam met sending gaan op 'n sending uitreik, soos die Rosendal uitreik, en jy kan iets gaan beleef daarvan en daar met iemand praat, want die grond is vir jou reg daar om dit te doen, of soos ons gemaak het, die hele gemeente kom bymekaar, ons maak dinge bymekaar en ons stuur dit soontoe. Dan kan jy ook deel word van die sending bediening. Oomans hier agter my, hulle het eintlik hy aan die ry, het eintlik verhuis al na Pretoria toe. En hulle, dit wat hulle doen so hoog en so belangrik, dat hulle nog steeds betrokke is by die gemeente. En ons sê vir hulle baie dankie. Kom ons gee net vir hulle 'n hande klap, weet. Ja. Maar julle weet, jy kan nie aanhou so ver moet ry elke keer nie, en hulle skakel ook in by 'n gemeente waar hulle bly. So ons het regtig nodig dat iemand sal vorentoe kom en sê, ek het vandag gehoor wat sê die Here vir 'n sending opdrag in my lewe. Ek is bereid om in te skakel by die bediening en dalk ook voorsitter te wees en by die groot spore wat oom Hans los ook te kan aanhou loop. Oom Hans sal jy ook dan help daarmee in die begin. En miskien as jy geroep is, kom gesels asseblief met oom Hans. Hulle sal julle graag in tannie Rye sal jy graag wil deel maak van die bediening. Onthou, as jy deel is van die gemeente se sendingbediening, gaan ons jou nie Sri Lanka toe stuur nie. Jy gaan hierso werk met die administrasie dat ons wel iemand in Sri Lanka kan ondersteun. En dan die laaste manier hoe jy kan bydra is deur hierdie blaadjie. Julle het nou gesien al die uitgawes dat in julle verduidelik is waarheen elke sent gegaan het wat hier ingesamel word. Dit is ons geloofsofferbelofte. Dis 'n eenmalige of 'n maandelikse bydrae wat jy kan maak, waar daai geldjie spesiaal geallokeer word. En dit kan vir niks anders gebruik word as woordverkondiging, Bybelverspreiding, sendingaksies of enigiets wat sending georiënteerd is nie. So jy het die blaadjies daar by julle. Na ons liedjie gesing het, gaan ons ook die kollekte opneem en so voort. Daar's genoeg tyd vir jou. Sit rustig, jy kan hom invul, jy kan hom op die bank los. Mans hulle kan dit daar by julle kry. Julle kan dit ook huis toe vat en invul en afneem en vir mans net die fotootjie aanstuur. Julle kan dit na die tyd vir hom ingee. Julle kan dit hier kom neersit. Wat ook al vir jou die gemaklikste is. Maar as jy R10 of R50 of hoeveel rand ook eenmalig of so wil gee dat ons daai R98,000 kan betaal vir die sendelinge wat in die verre nasies is, dat ons kan aanhou om hulle te ondersteun, sal dit wonderlik wees. En daarmee